Goeiemôre. Ek hoop en ek vertrou dit gaan met jou goed. Ek wonder of jy dalk die volgende scenario sal herken en of jy ook soos ek is. Wanneer die foon lui en is een van die kinders, as ek altyd bekommerd, "Sjoe, wat is fout? Wat het gebeur?" My foon het so rukkie terug gelui. My seun is op pad terug van Pretoria af en dadelik wonder ek, "Sjoe, is daar fout? Ja, iets gebeur met die kar." Ja, ek dink altyd die ergste. En wanneer iemand bel dan dink ek, "Sjoe, ek wonder wat is fout? Wat het gebeur?" Of as die krag dalk uittrip, dan dink ek, "Sjoe, iemand het 'n kabel gesteel." En as ek die kraan oopdraai en daar's nie water in die kraan nie, dan dink ek, "Sjoe, daar het 'n pyp gebars." Ek dink altyd aan die ergste, nie aan die klein goedjies wat dalk ook kan gebeur nie. En dit veroorsaak vrees. Dit veroorsaak spanning omdat jy altyd die ergste verwag. Ek wonder of jy ook so is en of ken jy dalk sulke mense. Wat 2 Timoteus 1:7 sê, "Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing." Jy kan nou maar sê wat jy wil, maar ons almal ken vrees, ons almal ken spanning. Dit kom stil, soms deur ons omstandigheid, partykeer deur ons sekerheid oor die toekoms of selfs deur ons gedagtes. Partykeer plaas die vyand net vrees binne in ons, omdat hy weet vrees is iets wat ons kan lam maak. Maar vrees kom nie van die Here af nie. God se gees wat in ons is, bring nie vrees nie, maar liefde, krag en selfbeheersing. Ek wil vandag vir jou vra, dat wanneer jy vreesagtig voel, en wanneer jy vrees in jou hart het, dan sê jy, "Here, dankie vir die liefde. Die liefde wat so groot is, dat jy aan die kruis vir my gesterf het en die prys ten volle betaal het, en niks my van die liefde kan skei nie. Here, dankie vir krag, want ek is tot alles in staat deur Jesus Christus, wat my krag gee. Maar dankie ook vir selfbeheersing. Dankie dat ek nou my gedagtes tot beheer kan roep, dat ek my vrees kan roep om in lyn te kom met God se woord en dat ek selfbeheersing kan toepas oor dit wat my bekommerd maak. Ek wil hê jy moet vandag, elke keer wanneer jy bekommerd is, vra, kom hierdie van God af, of is hierdie 'n plan van die duiwel om my vrede te steel? Kies vandag om geloof op te tree, al voel jy bang. Spreek hierdie vers 2-3 keer 'n dag, sodat jou gedagtes dit kan hoor, want geloof kom deur die gehoor en deur die gehoor van God se woord. Here, ek is moeg om bang te wees. Here, dankie dat ek vanmôre kan bid vir liefde, vir krag en vir selfbeheersing. Amen.